Ek wil jou nooi volgende jou Bybel oop te maak by Johannes hoofstuk 20. Ons het dit ook Sondag gelees, dis vandag se evangelie by die leesrooster, Johannes hoofstuk 20. Ons gaan daai klompie verse daarvan vers 19 af lees. So, maak gerus jou Bybel oop of jou selfoon app of wat jy ook al gebruik om by die Bybel uit te lees. Kom ons sluit die oë. Ag Here, dankie vir die voorreg om vanoggend U te kan loof en U te kan eer. Here, met Paasfees se gebeure so vars in ons gedagtes, is dit ook goed so dat ons hierdie volgende klompie Sondag tot met Hemelvaart Paas Sondag het. Sondag na die Paasfees. Vandag is tweede Paas Sondag. Want Here, dit is belangrik dat ons in ons gees en in ons gemoed en in ons hart en in ons hande en in ons niere die boodskap en die betekenis van die opstanding uit die dood verstaan en besef. Dankie dat ons volgende hier kan saam wees, Here, met ons smarte, met ons harte, met ons lywe wat dalk ergens 'n kwaal het, met ons herinneringe, met ons donker goed wat ons baie keer onnodig oor kan vroeg. Here, met ons foute, ja Here, met ons mens wees. Dankie dat ons voormalige sondaars is wat gered is. En dat wanneer U vanoggend hier na Clarence se kant toe kyk, Here, dan sien U net helder ligstraal uit hierdie kerkgebou uit. Amper verblindende lig van U kinders wat hier saam is. Ons sonde en ons ongehoorsaamheid toegedek in die bloed van Jesus. Seën vir ons as ons die woord lees. Help vir ons om ergens tussen my gepraat en my voorbereiding en ons eie kennis en ons eie verstaan vir die Gees toe te laat om herstelwerk te doen binne in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons tema vandag is, Jesus leef, maar kan ek dit glo? Iemand het waarskynlik gedink, ja, nou wat is fout met die dominee? Dat hy sy geloof verloor. Nee, die dominee het nie sy geloof verloor nie. Die ding met die opstanding is, dat dis so bietjie van 'n Engelse woord anomaly, so bietjie van 'n, die regte Afrikaanse woord is dis weird. Dis Engels, dis vreemd. Vreemd. Dis 'n vreemde ding. En die ervaring wat ons in ons tyd het, in die tyd waarin ons leef van opstanding uit die dood, is nie goed nie, moet ek vir jou sê. Ek het sommer so 3 voorbeelde saamgebring, dankie Johan, op daai volgende skyfie, van opstanding uit die dood in ons tyd. Jy sal ook nou nie almal daar ken nie, maar die linkerkant se prentjie bo is die pastoor wat die man wat daar aan die kus is uit die doodheid opgewek het. So lyk iemand wat uit die doodheid opgewek is. En dan sien jy die opskrif van die koerantberig sê South African funeral firm to sue pastor for resurrection stunt. Nou kan jy vir jouself die afleiding maak. Hulle het 'n Sondag beplan wat hulle hierdie man wat dood is uit die doodheid gaan opwek, en lyk my hulle het nie hulle rekening betaal by die manne van die begrafnisondernemer nie. AVBOB of een van daai. Die pastoor aan die regterkant is 'n evangelis wat nogal bekend was daarvoor dat hy mense uit die doodheid opgewek het, of daar is gerugte gewees dat hy mense uit die doodheid opgewek het, en toe hy oorlede is, het sy gemeente en sy familie vasgeglo dat hy self uit die doodheid gaan opstaan, en hy was 500 dae by die ondernemers, nie 3 dae nie, 500 dae. En toe sal ook hofsaake, en toe sy begrawe, so by die agterdeur uit. Terwyl daar nog mense was wat vasgeglo het, hy gaan opstaan uit die dood. Profeet Kobus, hier in die onderkant, hier in die Wes-Transvaal, groot gemeente in 'n bediening gehad, wat oorlede is, en die vreemde ding dat sy familie
ook gesê het, hy gaan teen die naweek opstaan uit die dood uit en toe op die ouende maar 'n week of wat later hom begrawe het, en sy seun het gesê, ek glo vas, my pa gaan uit die dood uit opstaan, tot sy kus onder die grond is. So die mense van ons tyd, die mense wat vanoggend hier verbyry en sê, staan nogal baie karre by hierdie gemeente in Clarence, dis vreemd. Die mense wat nie noodwendig Jesus volg nie. Die mense wat skepties is, mense wat wonder, mense wat krities is saam met ons op pad totdat ons by die opstanding kom. Dan sê hulle, regtig, ja. En as ons nou gesê dit en ons regtig glo met ons hele hart en Jesus maak ons vry, dan stap hulle weg, so 'n bietjie kopskuddend in hulle self en sê, "Sjoe, is dit nou?" En om daardie rede is dit asof die opstanding nie sy rol vervul in ons lewe nie. Want ons leef in 'n see van skeptisisme en allerhande vreemde goed wat gebeur. Dis amper asof jy oor die opstanding sê, in die geloofsbelijdenis, ek glo in Jesus Christus, en dat hy opgestaan op die dood en op die dood. En in Efesiërs sê, as Paulus bid vir die gemeente, dan sê hy dat die gemeente die krag van God sal ontdek, dieselfde krag, dynamis, die opstandingskrag, waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het. So mense wat krities is, ook kon vra, waar is die opstandingskrag? So kom ons lees hierdie teks saam met mekaar hier van vers 19 af. En gee die teks 'n kans ook om sommer net met jou te werk. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Shalom. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense julle sondes vergewe, word hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. En die disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar Jesus sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en die vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae later was Jesus en sy disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle, en hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, let op sonder dat Thomas iets sê, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk aan my hande en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen, wat nie in hierdie boek beskrywe is, voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ek sien ek het sommer 5 verse hier ingesit. Ek sê moet by die huis gaan kyk wat se Bybel ek uit voorberei het. Lees ons by vers 31. So dis die eerste verskyning van Jesus aan die disippels, bang in die bofortrek weg toegemaak. Onthou die Jode het hulle gesoek. Die Joodse gesagvoerders het hulle gesoek, die Joodse raad en die leierskap van die Jode het hulle gesoek. Want hulle het nou vir Jesus doodgemaak, nou moet hulle hierdie besigheid uitroei. So hulle was vreesbevange. En Jesus is in die vertrek sonder om deure oop te maak, het hy in die vertrek ingekom, by hulle gestaan, hulle bemoedig en gesê, ouens, julle gaan die ding kan doen. 8 dae later het Jesus weer aan hulle verskyn en Thomas is in die vertrek. Ons noem hom ongelowige Thomas. Nee, jy's 'n regte ongelowige Thomas. Maar dis eintlik nie 'n goeie naam vir Thomas nie. Julle gaan nou sien hoekom.
En hy sê vir Thomas, kom met jou twyfel hier na my toe. En toe sê Jesus, en hy bely sy geloof, en toe sê Jesus, geseënd is die wat nie gesien het nie, hier sit ons, en tog glo. Wat nie soos Thomas data soek nie. En dan sê die 31ste vers, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Met ander woorde, die opstandingsverhaal en Christus wat homself gewys het aan mense, het 'n spesifieke bedoeling, moet 'n effek hê in my en jou lewe. Dit kan nie net iets wees wat ons op informasievlak hanteer nie. So kom ek vat net 'n advertensiebreek in die gesprek oor die teks. En ek sê vinnig iets oor die opstanding. Gerekende historiese, mense wat geskiedenis bestudeer, is van mening dat die opstanding een van die best gedokumenteerde historiese gebeurtenissen is in die klassieke tyd, rondom die 1ste eeu. En ek noem gou 'n paar goed, net om jou te help om 'n greep te kry op hierdie willerigheid van die opstanding. So Josh McDowell en 'n klomp ander geskiedskrywers het goeie werk gedoen om die opstanding na te vors. Inteendeel, Josh McDowell het as 'n skeptikus gesê, maar ek gaan dan nou die hele storie van die opstanding verkeerd bewys. Ek gaan ingaan op navorsing. Hy is 'n ou wat al sy grade magna cum laude gekry het. En op die ou end het hy tot bekering gekom, so C.S. Lewis, omdat die feite die storie vertel het. Eerstens, lewende getuies. Met ander woorde, na die opstanding was daar mense binne in Jerusalem, binne in die leeftyd van ander mense, wat getuies was van die opstanding, en wat gepraat het oor die opstanding. En dit was maklik vir enige iemand wat geweet het, wat daar rond was in Jerusalem, wat geweet het, dat dit nie gebeur het. Dit is maklik om te sê, man, julle praat, eintlik maar net, dis net 'n wollaar storie wat julle praat. So dis nie, soos ons nou terugkyk in die geskiedenis, dit was lewendig. Dit was 'n lewendige belewenis. Is die Nuwe Testament betroubaar? Sedert die 19de eeu, met die opgrawings en al die verskillende boeke wat opgegrawe is in papier, blyk dit dat die manuskripte van die Nuwe Testament akkuraat is. Daar is ook buitebybelse geskiedskrywers. Flavius Josephus was 'n munisipale geskiedskrywer wat in sy boeke oor die munisipaliteit en in daai tyd oor die koninkryk en oor Herodes, het hy geskryf oor Jesus van Nasaret. Die seël wat op die graf was gebreek. Dit was die tyd van die Romeinse ryk, die Romeinse seël, dis die keiser se seël. Daar is 'n doodstraf betrokke as jy 'n seël breek. Sodat niemand sou eers gewaag het om naby die graf te kom, om die seël te breek nie. Behalwe dit, is die graf leeg. Nou net so maklik, as jy nou vanoggend vir my sê, onder, by Riempies, het daar 'n kar uitgebrand. En ek gaan na kerk en ek ry af Riempies toe en ek sê, mag die kar het uitgebrand. Net so maklik, soos die nuus oor 'n veldbrand versprei het, kon iemand opgestap het na die grafte toe en gaan kyk het of die graf leeg is. Jy kan nie sê die graf is leeg en die graf is nie leeg. Iemand kon net oorstap soontoe. Jy gaan sê, oké, die graf is leeg. Die klip wat weg was, nie net opgeskuif nie, in sy paadjie nie. Al vier die evangelie sê vir ons, hy was weg van die graf af, asof iemand hom opgetel het en hom ergens neergesit het. Was 'n bietjie meer as 1,5 ton se klip, wat enige iemand nie sommer net kon skuif nie. Die Romeinse wag, is nie, ons sien altyd die prentjie van die graf, met hierdie een soldaat daar staan, met sy kort mini rokkie en sy sandale. Die Romeinse wag is 'n afdeling van 16 soldate wat geplaas word vir wagdiens, wat op 4 uurliks ruil. So die wag wat by die graf was die beste soldate, die Romeinse soldate was die beste soldate van baie eeue. En hierdie manne was gebind aan hulle
aan hulle belofte in die weermag, dat hulle nie hulle pos sal verlaat nie, en dat hulle wakker sal wees tydens wagdiens. As jy slaap tydens wagdiens, is jy sommer in die kamp voor jou troepe tereggestel, al jou goed op 'n boop gegooi, jou matras en jou kussing en jou klere, en jy's daar vasgemaak en jy's daar verbrand voor die troepe. Die dissipline was so. So dis nie dat die wagte aan die slaap geraak het en iemand het gekom en iets gedoen of wat ook al nie. En die feit dat die wagte die volgende oggend weggegaan het van die graf af om te gaan vra by die hoofpriester, asseblief, jy moet vir ons help, jy moet vir ons sê, jy moet vir ons intree by die Sameoor, by die centurion, hoofman oor 100, want ons het wagge, ons was nie aan die slaap nie. Sê vir jou, hierso het 'n groot ding gebeur. Die grafklere, wat in die graf was nie opgerol, weggesit nie. Dit was net soos dit was, toegevou was, het dit plat geword. Nog steeds in die vorm wat die persoon was. Net die kopdoek was een kant, opgevou en netjies neergesit. Jesus se verskynings, Paulus haal dit ook aan in Korinte. Jesus het aan meer as 500 mense verskyn na die opstanding, waar mense getuienis gelewer het, meer as 500 mense, wat die mense was wat die verhaal van die opstanding verder gevat het in die sendingreise in die verspreiding van die evangelie. So daar was verlang lewende ooggetuies wat Jesus gesien het na die opstanding. Verlang. Jong kinders wat hom gesien het groot mense geword en ou mense geword. Sê, ja, Jesus is nooit opgestaan nie. Nee, ons was daar. Ons het hom gesien. Hy het verskyn aan meer as 500 getuies. En daar was vyhandige getuies. Paulus is een van hulle. Iemand wat nie opgewonde was oor Jesus om nou saam te stem en te sê, ja, nee, Jesus het opgestaan. Mense wat teen Jesus was. Wat glad nie met hom saamgestem het nie. Wat aan die kant van die Joodse raad was. Vyhandige getuies, hostile witnesses. Wat ook gesê het, Paulus het vir Jesus ontmoet op die Damaskuspad en gesê, hier is Jesus. Party mense het gesê, dit was die verkeerde graf wat hulle gehad het. Daar was so 'n teorie, wat sê hulle die verkeerde graf byderhand getrek. Dit was so krisis in Jerusalem op daai stadium, dat hulle Jesus laat kruisig het om die beweging te stop. So die Joodse raad sou dadelik opgegaan het en gesê, daar is Ben Yusuf se graf, hier is die graf van Jesus. So hulle sou dit onmiddellik gedoen het, om op 'n manier hierdie beweging te skuif. Het die mense almal aan hallusinasies gelei? Die honderde mense wat Jesus gesien het? Wel, dis eenvoudig, nee. Het die disippels die liggaam kom steel? Wel, uit die ervaring van die disippels, die oggend, was hulle nie daarbey betrokke nie. En om die liggaam te steel met die Romeinse wag wat daar staan, was in elk geval onmoontlik. Die vrou, Maria, wat die getuienis gebring het van Jesus het opgestaan, die heel belangrikste boodskap van alle tye, is deur 'n vrou gebring. Vrouens is nie eens toegelaat om saam te aanbid nie. Die Bybel vertel ons vir hom net hoe sy is. Daar was nie 'n ryk disipel wat 'n man van aansien was wat daar verbygestap het en hy die getuienis kom gee, so ons kan dit nie in twyfel trek nie. Nee, Maria wat kom sê. Ons Here is weg. En. Ek gaan nie alles volgende probeer hanteer nie, maar so kan ek aangaan rondom die verskillende historiese gegevens rondom die opstanding. Daar's nie 'n rede waarom ek en jy wat Jesus volg, hoef te glo. Om te bewys dat die opstanding nie gebeur het nie, is 'n groter probleem, sê die mense wat met die geskiedenis werk. So, die vraag is vir my en vir jou, hoe maak ons die opstandingskrag van Christus, hoe maak ons die realiteit van die opstanding deel van ons lewe, in ons elke dag se lewe? Nou, daar's twee goed, wat ek vanoggend, daar's twee lyne wat ek saam met jou wil ontdek. As jy vir my die een lyn is twyfel en vrees. En die ander lyn is data. Sekerheid. Ek gaan daai twee goed saam met jou probeer ontdek. Want dis waar ons hakplekke lê in ons ervaring van God se opstandingskrag. Thomas sou gemaklik gewees het in ons wêreld. Kom ons praat eers ook 'n bietjie oor data. Thomas sou gemaklik gewees het in ons wêreld. Ek glo nie voor ek nie sien nie. Ja, vertel my. Fake news.
Deesdae, alles wat jy kry op WhatsApp, het jy eers bestudeer en kyk waar dit vandaan kom en intik in die internet in 'n webwerf wat fake news ontbloot voor jy dit kan aanstuur. Want jy weet nie wie praat wat nie. Ek wil data, ek soek die data. Ons soek die tekens van Christus se teenwoordigheid in ons wêreld. Ons wil vir Jesus sien. En as daar nie sulke data is nie, dan is geloof soort van moeilik. Ek het nou een aand hier, ons het hier by een van die nuwe plekke gaan eet, ondersteun die locals. Familie het kom kuier en ons het iets gaan eet en toe ek uitstap, dus dit 'n klomp van my vriende wat in die dorp woon en werk, maar nie noodwendig kerkmense is daar buite, drink 'n ietsie en kuier lekker saam en ek word daar vasgehou. My familie is al by die huis, toe staan ek nog en praat. En hoe gaan dit? Nee, ek kry staf en sês en so. En ons praat dus sommer dadelik geestelike goed. En you know, Jan, I lost it in grade 11 when I had that conversation with my religion teacher. I had a conversation with him and he gave me a flippant answer and I couldn't, and then I thought, but if this is the answer that he gives me, I'm not gonna believe. Thomasse, baie, wat sukkel sonder data. Wat aan die buitekant staan en niemand doen die moeite om by hulle te gaan sit, daar waar hulle bier drink en 'n sigaret rook aan tafel. En te sê, nou kom ons praat manne. As ek nie antwoorde het nie, dan skryf ek dit neer en dan kom ek terug na julle toe. Dit is 'n lang pad om te loop met mense. Maar mense loop met vrae. Ook vanoggend hier in die diens is ek en ander wat soms twyfel, wat soms onseker is, wat soms voel, maar kan ek net data kry? Jy weet, ek beleef 'n tyd waarin dit moeilik is vir my om God te sien, en as jy sê Jesus het opgestaan en hy het die Gees uitgestort en hy's hier in ons lewe teenwoordig, gee my die data. Ek dink sommer aan van ons lidmate wat in die afgelope jaar met langtermyn reg kroniese pyn en operasies en goed gesukkel het. Julle, dis angswekkend. Met daai donker te wees en te sê, maar kan ek net vir God sien? En ek wil jy moet raak sien wat Jesus doen met Thomas en sy twyfel. Hy sê onseker. Thomas sê nie, ek wil nie glo nie. Thomas sê, ek wil glo. Die mense wat data soek, en as jy ook iemand is wat data soek en sê, maar kan ek nie net iets sien nie? Jesus sê, kom twyfel hier by my. Kom twyfel hier by my. Moenie weggaan in twyfel. Kom twyfel hier by my. Daar het ook al goed in my lewe gebeur, wat ek te midde daarvan gestaan het en gesê, maar kan dit dan nou wragtig die waarheid wees? Here, ek is 'n kind van U. Ek het nog gekies om 'n dominee op te wees. Ek het my hele lewensloopbaan het ek gewy daaraan om U te dien en ek moet nou hiermee deel. Daar het sulke goed met my ook gebeur. Jesus sê, bring jou twyfel en kom twyfel hier by my. As jy onseker is, bring jou hier na my toe. Dit gaan nie oor data nie. Dit gaan oor Jesus se teenwoordigheid. Jesus se teenwoordigheid. En dis wat Thomas wil vra. Hy bid soos die psalmdigter wat bid, Here, waar is U? Ons het dit al almal gebid in ons lewe. Bring jy twyfel na Jesus toe. Wees op pad saam met Jesus. Praat met hom daaroor. En jy gaan helderheid kry. Jy gaan uitroep soos Thomas, my Here en my God. Mense wat met hulle geloof twyfel, sukkel, mense wat twyfel, is nie mense wat ons een kant toe skuif en sê, nou maar sterkte, thoughts and prayers. Nee, soos die ouens sê. Grootste leen in die koninkryk van Christus, in die kerk, ek bid vir jou. Ons bid vir julle.
Maklike lyntjie wat ons sê, maar ons stap nie saam met mense nie. Jesus sê, kom twyfel saam met my, bring dit na my toe. As jy vanoggend iemand is wat van tyd tot tyd met jou geloof sukkel in Christus en partykeer wonder, hou vas aan die opstanding en bring jy twyfel na Jesus toe. My manier is, ek loop eers 'n draai, mans gaan ons in die grot in. En as ek nou lank in die grot was en God nou vir alles verklaar het wat verkeerd gegaan het, dan kom ek skaamskaan uit en ek sê, Here, skus man, ek het nou weer die fout gemaak. Kan ek maar 'n bietjie by U twyfel? En dan gaan ek vorentoe. Dis die eerste ding, data. Die tweede ding is twyfel en vrees. Hierdie mense in die boefretrek, ten spyte van die absolute onmoontlike, ongelooflike ding wat besig is om te gebeur. Ten spyte van Jesus se 3 jaar lering aan hulle. Ek gaan die tempel afbreek en 'n 3 dae ophou. Ek gaan dit dit is ten spyte van sy afskeidsgesprekke in Johannes. Die seun van die mens het gekom om te sterf en op te staan. Ten spyte van alles het hulle alles uit hulle koppe uit. Want hulle het twyfel en vrees, onsekerheid. Bang. Hulle word deur omstandighede oorweldig. Wat moet ons doen? En julle moet nou mooi onthou, na al hierdie goed gebeur het hierdie disippels in die nag uitgeglip uit Jerusalem uit en maar teruggegaan na hulle vorige werke toe. In Johannes 21 kry Jesus hulle by die viswaters. Ten spyte van die feit dat hulle hande in sy sy gedruk het en dat hy aan hulle verskyn het hulle maar viswaters toe gegaan. Dit moes kom dat die Heilige Gees uitgestort word en God self in hulle kom woon, dat hulle aan die brand gesteek word. Dit gebeur soms in 'n mens se lewe. Maria Magdalena staan buitekant die grafkelder en huil. En Jesus praat met haar. Sy dink Jesus is die man wat in die tuin werk, is die tuinopsigter. So deurmekaar is sy, verward en omvergegooi deur omstandighede. En dan sluit hulle self toe uit vrees. Thomas het ons nou gesien, hy sal nie glo nie, hy weier, ek soek. Vriende, die opstandingskrag wat in jou lewe aan die werk kom, is nie 'n vingerklap nie. Ek weet hoe dit voel, as jy ver agter is met iets, en jy te min tyd oor, ek was nou nog baie jonk, toe ek dit gebid het, daarom nou nie in my groot menslewe nie, maar, jy weet, Here, ek wil asseblief, ek skryf môre toets, kan ek asseblief hierdie werk in my kop kry, moenie lag nie, jy het dit ook gedoen. En erger goed, Here, wat het Jesus gebid? In Getsemane. Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar vriende, as jy 24 uur in 'n moras ingeloop het, en jy ontdek jou rigting is verkeerd, gaan jy, en jy kry die regte rigting, gaan jy nog 'n rukkie in die moras loop, voor jy uit die moras uitkom, nee? Ek gaan nie sommer vandaan in die middel van die moras op die kant kom. So, die opstandingskrag van God, om ons uit ons grafkelders los te maak. Wat ook al jou grafkelder is. Ek het 'n familielid wat nou 3 weke nie meer alkohol gebruik nie. Hy het te veel alkohol gebruik. Hy stuur my nou die oggend 'n boodskap. My naam is so en so, ek is 3 weke skoon. Ek bel hom. Wel, jy het toe besluit, want my laaste opmerking aan hom was, nee, maar dit en dat en sis en so, en toe sê ek vir hom, laat nog WhatsApps. Sê ek vir hom, ek en jy het al baie hieroor gesels. Jy moet besluit wat vir jou die belangrikste is. Niks van hom gehoor nie, 3 weke later. Daar's 'n grafkelder waar hy opgestaan het. Ons almal leef op 'n manier met goed wat ons vashou, wat ons terughou. Dit kan kroniese siekte wees. Dit kan gewoon ouderdom wees. Hier is 'n klompie van ons wat al by ons 3G se mooi woord die ouerwordende generasie is. Jy moet maar vir jouself sê of jy daar. Hier's 'n paar van ons wat al daar is. Ouderdom kan so grafkelder wees waarin jy jouself laat toemaak. Dan is dit nou maar dit, dan is dit nou maar oor. Ek kan dan nou nie, dan is dit nou maar so. Vrees. Ek hoef nie vir jou te praat oor vrees in ons dag nie.
Vrees vir ons landse omstandighede, vrees vir die wêreldse omstandighede, vrees vir ons beleggings, wat nou al hoe kleiner dividende betaal, want al die rentes is nou agterste voor hom. Vrees vir ons gesondheid en ons veiligheid in ons dorp, ons kinders wat dalk oor see is. Vrees is 'n grafkelder waarin jy jouself toemaak. Algemeen, ons almal leef in sulke kelders. En die opstanding waarin ons vashou, is dit wat ons uit ons grafkelders uit laat kom. Jesus sê, kom na my toe met jou twyfel. Kom twyfel hier by my. En as jy bang is, kom wees bang hier by my. Want die opstandingskrag is dit wat jou vorentoe gaan vat, om die deure van jou grafkelder oop te maak. Bekommernis, angstigheid, noem dit. En dis nie so nie. Dis 'n pad waarin jy op pad gaan, en stelselmatig die lig sien. En ek wil jou nooi in hierdie tyd, na die opstanding, om ernstig in jou eie lewe na te dink en op te lees oor die opstanding. Wat dit beteken. En vir die Here te sê, Here, ek wil u opstandingskrag beleef. Maak my gehoorsaam om naby u te wees. Dis my uitnodiging na die Paastyd. Die Here het my, dit was vir my ongelooflike ervaring, saam met ons musiekspan en as met ons gemeente en met saam met jou. Dis my ongelooflike ervaring. As jy glo, moet jy vertrou, en as jy nie vertrou nie, moet jy wonder waarin glo jy. My ou rympie. Kom ons vra vir die Here om ons daarmee te help. Ag Here, dankie vir hierdie stukkie teks in Johannes en dankie vir Thomas, wat eintlik ons is almal nader aan Thomas as wat ons dink. Dankie dat ons nie hoef te glo op data nie. Dankie dat Here historiese gebeure ons nie bewys soos 'n wetenskap-eksperiment nie, maar dat ons gewoon kyk na die oorwig van die getuienis en op grond daarvan soos 'n regter 'n oordeel vel. Dankie dat as ons kyk na die opstanding en ons lees daaroor en ons dink daaroor, dan weet ons, dis 'n realiteit waaraan ons kan vashou. Al gebeur hierdie vreemde goed rondom ons, wat eintlik in 'n poging van mense om hulle eie klankie en hulle eie geur by te sit. Here, want dit is ongelowig om te maak as jy gaan opstaan. Jesus het klaar opgestaan. Net nie nodig om jou eie gewig agter hom te gooi nie. Here, en help ons waar ons in ons grafkelders gevange gehou word. Help ons om te weet dat hierdie deur van hierdie grafkelder kan eenkant gaan lê, so asof dit opgetel is en ergens neergesit is. Dat u nie net wil hê ons moet weet dat daar 'n God is nie. Here, dat u nie net wil hê ons moet weet dat daar 'n God is en dat ons aan hierdie God gehoorsaam moet leef nie. Maar Here, u wil hê dat ons saam met u reis, dat ons in verhouding met u is, dat ons u ken, dat ons u hoor, sodat u ons kan vrymaak. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen.